Die tema van vanoggend se woord is kyk. Ek is met julle, soos Dennis ook genoem het met sy oopmaak, is ons fokus hierdie week die teenwoordigheid van die Here. Jesaja 41 vers 10 sê, ek is met jou. Genesis 28:15 sê, ek is met jou. Josua 1:9 sê, ek is met jou. Hallo? Matteus 28 vers 20 sê, en kyk, ek is met julle al die dae tot die volleinding van die wêreld. En kyk, waarom sê Jesus kyk? Waarom sê hy dit? Waarom sê hy kyk? Ek is met julle. Ek is julle metgesel. Ek is julle vriend. Ek is julle gids. Ek is julle redder. Ek is julle God. Kyk, ek is met julle. Moenie vergeet nie. Moenie laat dit verbygaan nie. Kyk net. Hebreërs 13 vers 5 sê, julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal jou nooit vergewe en jou nooit verlaat nie. Jy sien my boetie en sussie, dit gaan oor bewuswording. Bewuswording van God se verteenwoordigheid verander alles. Ons Here se teenwoordigheid is nie net beperk tot 'n gebou of 'n samekoms of 'n ervaring gedurende aanbidding nie. God se teenwoordigheid is 'n waarheid wat elke gelowige moet besef en moet kyk uit daarvoor. When we become aware that God is with us, even ordinary moments become holy encounters. Many believers live as if God is occasionally present, rather than continually near them. Tog herinner die woord ons vanoggend dat ons Here is nooit ver van ons af nie en dat hy ons nooit verlaat nie. Bewuswording gaan nie daaroor om God te nooi om saam met ons te wees nie. Bewuswording gaan oor die herkenning dat hy alreeds hier is. Ek herhaal dit. Bewuswording gaan nie daaroor om God te nooi om saam met ons te wees nie. Bewuswording gaan oor die herkenning dat hy alreeds met ons is. Soos ons bewus word van die Here se teenwoordigheid, verdwyn vrees. Vrede vermeerder. En elke dag word 'n plek van verhouding, word 'n plek van fellowship met die een wie met ons is. Matteus 28:20, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. God's presence, my brother and sister, is a constant reality. It is not based on a feeling. It is not based on a feeling. It's not based on goosebumps. Jesus se woord, ek is met julle, is 'n belofte. Jesus se teenwoordigheid is nie gekoppel aan ons emosies nie. Hy voel ver van my af. Dis 'n leuen. Sy belofte is, ek is met jou. Hy is met ons omdat hy gekies het om met ons te wees en sy getrouheid sal nie wankel nie. Al vind ons onsself in tye waar ons besig is, waar ons moeg word, self geestelik ver van die Here af voel, moet ons dit weet, hy is nog steeds met ons. Die Here se teenwoordigheid verander nie met omstandighede nie. Hy is met ons. Ek gaan dit baie herhaal vanoggend. Dit is ongelukkig so dat ons God se teenwoordigheid meet volgens wat ons voel. Hy voel ver van ons. Dit voel of my gebede teen die plafon vaslaan. Hier is die probleem, bewus wees is nie gekoppel aan gevoelens nie. Bewuswording word begin wanneer ons ophou om vir God te soek, asof hy ver weg is,
ons soek hom, maar intussen erken ons dat hy teenwoordig is. Wanneer ons ophou soek en erken, die woord sê, hy is met ons, verander die prentjie. Hy is met ons, al is ons in gesprekke, in werke, in routines, in oomblikke van vreugde, of in oomblikke van hartseer, is hy nog steeds met ons. Niks in ons dag is buite Jesus se bereik en sy nabyheid nie. As this truth settles into our hearts, something shifts. Pressure begins to ease. Loneliness fades. Confidence starts growing. We are not alone. He is with us. Ordinary moments in life, ordinary routines, whether we are walking, whether we are working, resting, becomes quiet places of fellowship. We realize that God is not waiting for us at the end of the day. He is walking with us every step of the way. Ons hoef nie die teenwoordigheid van God te soek nie. Dit is al reeds by ons. God sien ons, hy vergesel ons, hy is lief vir ons. Ons is nooit alleen nie. Jesaja 41 vers 10 sê, fear not. There is nothing to fear, for I am with you. Do not look around you in terror and be dismayed, for I am your God. I will strengthen and harden you to difficulties. Yes, I will help you. Yes, I will hold you up and retain you with my victorious right hand of righteousness and justice. Praise the Lord. Halleluja. Is dit nie wonderlik nie? Vrees word minder soos ons onthou dat ons nie alleen is nie en dat God met ons is. Dit is ongelukkig so, dat vrees ontwikkel, soos ons fokus op alles wat moontlik verkeerd kan gaan. Ons is vinnig om die bobbejaan agter die berg te gaan haal, nee. Dit is nie te sê dat iets verkeerd sal gaan nie, maar die vrees is daar en ons sit met hierdie vrees en dit groei, totdat dit amper soos 'n werklikheid voel. As ons nie oppas nie, vol vrees die areas waar vertroue moes gewees het. Thankfully, it is true that peace grows as well when we remember not what lies ahead of us, but who is with us. It is true, peace will grow. Peace will grow when we remember not what lies ahead of us, but who is with us. God does not judge us for feeling fear. Instead, He gently redirects our focus with a powerful reminder, look, I am with you. Die Here se teenwoordigheid bring krag wanneer ons swak is, wanneer die lewe onseker en oorweldigend voel. Sy teenwoordigheid beteken nie dat uitdagings net sal wegraak nie. Nee, dit verander ons gesindheid wanneer ons die uitdagings aanpak, want ons staan nie in ons eie krag nie. Hy is die skepper van die heelal, is saam met ons. Bewuswording anker ons harte in die waarheid eerder as in ons emosies. Wanneer ons erken dat God teenwoordig is, het vrees nie meer die laaste woord nie. Angstigheid verloor die greep soos vrede in ons bosvat. Inteendeel, angstige oomblikke word 'n geleentheid om ons aandag van die probleem na sy teenwoordigheid te skuif. Ek begin angstig voel, ek los daai daar, want ek weet, hy is met my. Soos ons sy teenwoordigheid aanvaar, my boetie en sussie, vind ons dat vrede nie net 'n kort, tydelike gevoel word nie, maar dat vrede 'n gesindheid word van vertroue. Here, dankie dat U saam met elkeen van ons is. Ons maak 'n keuse om vandag U vrede oor vrees te kies.
Ons maak die keuse, Here. Ons weier vrees. Ons aanvaar die teenwoordigheid en die vrede. Psalm 34 vers 18 sê, The Lord is close to those who are of broken heart. Laat ek weer lees. The Lord is close to those who are of a broken heart, and saves such as are crushed with sorrow for sin, and are humbly and thoroughly penitent. God is especially near in moments of pain or heaviness, my brother and sister. God does not distance himself from pain. He draws near to you. God draws near towards the brokenhearted rather than throwing them away. Wanneer harte gewond is of deur teleurstelling gebroken is, word ons Here se teenwoordige 'n plek van veiligheid, 'n plek van krag, 'n toevlug en 'n plek van troos. Hy weet wat in jou hart aangaan vanoggend. Gaan na hom toe, vertel hom daarvan, hy weet alreeds daarvan. Bewuswording herinner ons dat lyding verwyder ons nie van God se teenwoordigheid nie, maar dit word juis die plek waar sy teenwoordigheid is. In oomblikke van pyn mag ons alleen voel, dit is so, maar die skrif maak dit duidelik dat God naby ons is in hierdie tye. God sien wat nie sigbaar is nie. Hy verstaan wat woorde nie aan uitdrukking kan gee nie. Hy verstaan dit. Om Vader in die plekke van seer in te nooi is nie 'n teken van swakheid nie. Ons hoef nie die pyn alleen te dra nie. Om Vader in plekke van seer in te nooi is 'n bewys van vertroue. Ons gee oor, ons vertrou aan hom om hierdie situasie, hierdie pyn te hanteer. Soos ons hierdie seer areas vir hom oopmaak, begin genesing werk. As jy dit van toehou, en daaroor top en top en top, gaan die seer daar bly. Bely dit, wees eerlik voor hom, sê Here, hierdie maak my seer, en so kan genesing begin. God's nearness does not necessarily remove the pain or explain the suffering, but it does bring strength, reassurance, and hope that you do not have to carry this burden by yourself. His presence steadies our emotions when we feel shaken. His presence reminds us that we are held, that we are worthy, that we are known, that we are loved. Gebrokenheid word heilige grond, waar die Here se genade ervaar kan word. Sy restaurasiewerk met tyd kan ontvou en ontwikkel. Ons hoef nie ons pyn weg te steek of voor te gee dat ons okay is nie. Vader is naby, hy is teenwoordig en is reg om dit wat te swaar is vir ons saam te kan dra. Psalm 46 vers 10 sê, Let be and be still. Let be and be still and know, recognize and understand that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Let be and be still and know that I am God. Bewuswording van God se teenwoordigheid, my boetie en sussie, ontwikkel in stilte en nie in 'n gejaag nie. Ons Here is altyd teenwoordig, maar ons bewuswording van hom groei eintlik net wanneer ons begin stil word voor hom. Ons lewens beweeg vinnig. Ons is altyd besig, verantwoordelikhede, en dit neem ons aandag weg van God se teenwoordigheid. Eintlik om stil te word, bring nie vir God nader nie. Die stilte gee ons gedagtes net weer 'n geleentheid om bewus te word dat hy nog al die tyd teenwoordig is.
Ons het te besig geraak om te besef dat hy daar is. The invitation to be still is not only a call to physical quietness, but an inner surrender, an invitation to stop controlling everything ourselves, an invitation to stop carrying the weight of everything on our own. Stillness requires trust that our Father is at work, even when we are not actively doing something. Stilte gee ons 'n geleentheid om te fokus. Ons onthou dat God getrou en onveranderd is, en ons onthou dat ons geliefd en veilig by hom is. Stilte skuif ons gedagtes van die dinge wat ons aandag vra, na die een wie ons aandag verdien. Stil word skuif ons aandag van angstigheid na versekering toe. Hy is met ons. Stil word skuif ons aandag van druk na vrede toe. Dit beteken nie dat ons net terugsit en hande vou, maar ons vra hom om ons weer te lei en gelyk te maak, ons paaie vir ons gelyk te maak. In stillness, my brother and sister, his nearness will become more real, his peace more tangible, his voice easier to recognize. It is in stillness where we recognize that God is still God, that He is in control, and that is enough. Stillness is not wasting time. Stillness is learning to recognize the Lord, who is already present. Stillness does not have to be an hour. We can have 60 seconds of stillness throughout the day, just to change the focus and be aware of God's presence. Ek het vanoggend die job vir my hierdie eintlik bevestig. Sê iemand belangrik soos Koning Charles sterf, en al die menigte mense is daar, en dan sê hulle, kom ons hou 'n oomblik se stilte in gedagtenis van Koning Charles. Maar vanoggend, ons gaan nou, kan ons 1 minuut se stilte hou in gedagtenis van ons koning, net om te fokus wie hy is, net bewus te word van sy teenwoordigheid, net om eer aan hom te bring en erkenning aan hom te gee. Ek sal my horlosie dophou, ons gaan begin met 1 minuut se stilte nou. Dankie Here, dat ons vir 1 minuut net kon stil word voor U. En Here, mag dit 'n gewoonte word in ons elke dag se lewe. Dat ons net alles net los. Nie 'n voorantwoord nie ons gedagtes laat gaan nie, net gefokus op U vir 1 minuut. Dankie dat ons mag stil word in U teenwoordigheid. Deuteronomium 31 vers 8 sê, "It is the Lord who goes before you. He will march with you. He will not fail you or let you go
go or forsake you. Fear not, neither become broken in spirit or depressed, dismayed and unnerved with alarm. Laat sy teenwoordigheid toe om ons te lei. Ons vra gereeld vir die Here om ons paadjies wat ons gekies het te seën. Ons kies 'n paadjie, sê Here seën dit. Maar sy uitnodiging is dieper. Hy vra ons om te volg waar sy teenwoordigheid ons heen lei. Dit beskryf, ons Here gee nie opdragte van ver af nie. Hy is saam met ons en gaan ons vooruit. Die skrif bevestig, dit is die Here wat voor jou uittrek. Sy teenwoordigheid is nie net om ons gemoedsrus te gee nie, sy teenwoordigheid word ons gids. Wanneer ons toelaat dat sy teenwoordigheid ons lei, hou ons op om vorentoe te jaag met ons eie krag. Ons leer om teen sy pas te beweeg, om na sy stem te luister en te vertrou op sy teenwoordigheid, wat as hy uitweg vorentoe, veral wanneer die uitweg vorentoe onduidelik is. Ons Here se teenwoordigheid verduidelik nie altyd die reis nie. Hy gee dit stap vir stap, maar hy is ons metgesel op ons reis. Om deur sy teenwoordigheid gelei te word, vra van ons oorgawe. Dit beteken om beheer oor te gee, om ongeduld te laat staan. Ons hoef nie alles uit te werk self nie, maar onsself in sy vertroue te plaas. Let go and let God give him a chance. Give him a chance. God leads best when we stay close, not when we run ahead or lag behind. Kom ons kies om sy teenwoordigheid te volg, eerder as ons eie koers te kies. Kom ons volg die Here se planne, eerder as ons eie. Waar die Here lei, volg vrede. Daar sal vrede volg, my broeders en susters. Waar die Here vertoef, word sy leiding duidelik. Before we make any decisions, big or small, we pause, we acknowledge God's presence. We ask the Lord if He's leading us here, and if peace follows, we can trust in His leading. Here, ons kies vandag om die teenwoordigheid te volg. Lei U vir ons. Leer ons om te beweeg as U beweeg. Leer ons om te rus as U rus. Here, ons vertrou op U teenwoordigheid en U vrede om ons te lei. Psalm 16 vers 8 sê, ek stel die Here altyd deur voor my. Ek stel die Here altyd deur voor my. Omdat hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie. Ons ervaar nie net God se teenwoordigheid alleenlik in lofsang en aanbidding nie. Sy teenwoordigheid is 'n posisie van waaruit ons moet lewe. Wanneer Dawid sê hy hou sy oë konstant op die Here, gee hy ons 'n voorbeeld van bewus wees van die Here. Dit is Dawid se doelbewuste besluit. Dit gebeur nie toevallig nie. Dis 'n doelbewuste poging. Hy sal die Here volg. Dit is 'n fokus op Vader, ongeag die uiterlike omstandighede. Hierdie bewuswording, hierdie fokus op die Here word 'n anker vir die siel wanneer alles onseker voel, wanneer die stormwinde om ons waai, staan ons vas, want ons weet hy is met ons. Die lewe is nie altyd stolwaters nie, dit word nooit vir ons beloof nie. Die druk, die verantwoordelikheid, die onsekerheid, teestand is 'n werklikheid. God has not promised that these pressures will disappear, but He promises something far more sustaining. He promised His nearness with us. When we remain aware of the Lord, is at our right hand, fear begins to lose its authority. God se teenwoordigheid is nie 'n ontsnaproete van die werklikheid nie. God se teenwoordigheid gee ons 'n posisie van krag om die werklikheid te kan hanteer. As ons gefokus bly op teleurstellings, as ons gefokus bly op ons uitdagings en probleme, dan herhaal ons gedagtes die ergste scenario's en ons emosies volg en ons sit onsself in 'n diep, donker gat in.
Maar bewuswording van Jesus in ons, saam met ons, teenwoordig by ons, verander ons fokus van onsself af. As we turn our attention to God's presence, something shifts internally. Confidence replaces panic. Not because the circumstances has changed, but because our focus point has changed. God's presence reassures us that we are not carrying life alone. His nearness does not shout, it steadies. It does not rush, it anchors our lives. Bewuswording word 'n veilige plek waar ons siel rus vind, waar ons kan moed skep en stille versekering ervaar. Bewuswording neem nie die stryd weg nie, glad nie, maar dit weerhou ons om daardeur in die donkerte in te trek, in angstigheid in te val. Met die Here by ons, staan ons vas, nie omdat my lewe skielik maklik is nie, maar omdat God by my is. When stress rises, we intentionally turn to God instead of to the problem. Ons erken sy teenwoordigheid en verklaar, U is met my. Here, U is ons krag en ons skuiling. Ons vestig ons oë op U vanoggend. Help ons Here om geanker en vol vertroue in U teenwoordigheid te bly staan. 1 Korintiërs, ek sluit hiermee af, is 'n bietjie lang afsluit. 1 Korintiërs 3:16. Do you not discern and understand that you, hy praat met die Korintiërs, the whole church at Corinth, are God's temple, His sanctuary, and that God's Spirit has His permanent dwelling in you, to be at home in you, collectively as a church, but also individually. Ons is die draers van God se teenwoordigheid waar ons ook al gaan. God se teenwoordigheid is iets wat in ons lewe. Dit beteken dat ons nie sy teenwoordigheid hoef te soek in plekke of oomblikke of aktiwiteite of by profete nie. Nee, die Here het gekies om binne aan ons te woon. Ons moet onsself hierin herinner. When this truth becomes real to us, everything begins to change. We realize that we do not step into God's presence, we carry His presence. Every place we enter becomes sacred space because we carried God's presence into it. Bewuswording van Jesus se teenwoordigheid verander ons lewens. Ons routine tipe lewe na 'n eerbiedige lewe. Bewuswording leer ons om te leef in integriteit, nederigheid en natuurlike liefde, nie uit verpligting nie, maar uit verhouding. God's indwelling presence brings deep comfort. We are never abandoned, we are never disconnected, and never alone. Ongeag die omstandighede, my broer en sussie, wat ons onsself bevind, bly die Heilige Gees in ons. Hy is getrou, hy is konstant en hy is naby. Ons is geroep om eer te bring aan God wie in ons leef. Nie net deur aanbidding nie, maar deur ons daaglikse lewe. We are God's dwelling place. Can we accept this? He is with us and He is in us. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Here dat U Gees in ons leef. Help ons om vandag met eerbied, met bewustheid en dankbaarheid te leef in U teenwoordigheid. Father, we offer ourselves to You anew. We commit to walk with You daily. We choose to hunger for Your presence, to pursue Your presence, to pursue Your heart, and to surrender our will and to obey Your voice. We are honored to host Your presence today, Lord, tomorrow and all the days of our life. Amen.